Goeiemôre vriende, ek vertrou dat jy elkeen 'n heerlike nag se rus gehad het en dat jy vars verkoop en nuut opgestaan het. Nou ja, ek weet die jare stap aan en baie van u het miskien 'n skeet hier of 'n pyn daar. Miskien is u vanmôre hartseer, miskien is daar stryd in u lewe. Dan wil ek u nooi om saam met my rondom die woord van die Here stil te word. Dit is so kosbaar om te weet dat wanneer ons die woord van die Here oopmaak, daar vir ons altyd antwoorde is op ons probleme. Daar's altyd vir ons oplossing in ons stryd. En ag vriende, bo alles, het ons die kosbare voorreg om te weet dat die Here vir ons sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Dit is vir my so kosbaar, want u sien, alles in die lewe verander. Ons omstandighede verander, hoe ons voel verander, ons liggame verander, ons land en die wêreld verander, ons hoor daagliks van dinge wat gebeur, maar daar is een wat sê hy is die onveranderlike. Dis die God van die Bybel. Daarom dan die oproep, verbly julle altyd in die Here. En dis asof Paulus wil seker maak, ons het gehoor dat hy sê ek herhaal, verbly julle. En ag vriende, hoe kan ons verbly in die Here? Ons het gister begin met die boodskappe om vir u die antwoord te gee. Dit lê daarin dat ons kruis sal opneem, aan onsself sal sterwe en die Here sal volg. U sal onthou dat ons gister bietjie gepraat het oor dat van die ongelukkigste mense in die wêreld is nie hulle wat finansiëel gebrek ly of hulle wat miskien in 'n siektetoestand vasgevang is nie. Die ongelukkigste, mees depressiefste mense in die wêreld is hulle wat waarlik weergebore is, hulle wat op 'n stadium onder sondeoortuiging gekom het, hulle wat by die kruis uitgekom het, hulle wat hulle sonde bely het, hulle wat gevra het, Here, red my en maak my u kind. En hulle het hierdie vreugde gesmaak van kindskap en soos die tyd aangegaan het, het hulle begin heel met sonde. Ek het vir u hierdie waarhede in die skrif deurgegee, dat as ons aan die Here Jesus behoort, sê die Bybel, het ons by die kruis van Golgotha aan onsself gesterwe. U sal gister se boodskap onthou. Ons het juis gesterwe, sodat ons nou voortaan vir Christus kan lewe. Iemand wat bely hulle behoort aan die Here, en hulle is lief vir sonde, hulle leef in sonde, hulle geniet sonde, is iemand wat vreemd is aan die Bybelse konsep van 'n kind van die Here. 'n Ware kind van die Here is iemand wat sonde haat met alles wat in hulle is. Hulle doen nog soms sonde, maar daar is 'n diepe haat en het ek vir u gesê, dis nodig dat ons sal kyk na die gedagte van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. Nou vriende, ons lewe in 'n gefalle wêreld, dis so. Ons lewe in 'n wêreld wat vasgevang is in sonde. Ons leef in 'n wêreld waar sonde sy kloue na ons toe uitsteek. En daar is tye waar ons val. Maar ek wil vir u sê, daar is kinders van die Here wat oor 'n tyd en oor miskien weke en maande en jare sonde begin rasionaliseer het en nou sonde begin aanneem het, aanvaar het, begin goed praat het, goedkeur het en wat weet voor die Here en in hulle siel het is verkeerd en hulle probeer nog steeds verander wys, dit is wel met my siel. U weet vanmôre wie u is. U weet vanmôre dat u miskien in die kerk gesit het onlangs en u leef in sonde, maar u probeer 'n front voorhou, alles is nog oukei. Dan praat ek vanmôre met jou. Jy is die ongelukkigste mens wat daar is. Want as jy eens gesmaak het dat God goed is, dat hy vergifnis gegee het, en jy begin weer heel met die sonde van die Satan, uit wie se koninkryk die Here jou vrygemaak het, dan sal jy vanmôre presies weet waarvan ek praat. Daar is 'n spreekwoord of 'n aanhaling wat ek onlangs gelees het wat sê, sin will take you farther than you want to go, keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. Kind van die Here, luister. Daar is 'n pragtige voorbeeld in die Bybel opgeteken van Dawid in Psalm 51. Hy's die man na God se hart gewees. Hy's die man wat die pad met die Here gestap het. En wat gebeur? Op 'n stadium sien ons hom daar op die paleis se dak. In plaas van om saam met sy manskappe in die oorlog uit te trek, is Dawid daar op die paleis se dak. Hy's ledig, hy loop rond en wat sien hy? Hy sien 'n vrou wat bad. Hy laat haal hierdie vrou uit, gemeenskap met hierdie vrou en droefheid in sy lewe is sy deel. U kan gaan lees daar in Psalm 51, hoe Dawid vir ons baie duidelik sê, hy sê, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het, verberg u aangesig vir my sonde en delg my ongeregtighede uit. Dawid kom met hierdie hartseer psalm na vore. Dawid stort sy hart op papier uit en hy sê, kind van God, luister, sonde bring nie wat dit beloof nie.
Sonde bring nie vreugde nie. Moenie heel met sonde as jy aan die Here behoort nie, want dan gaan jy met bitterheid, met hartseer, met depressiwiteit sit. Dis wanneer ons vir onsself lewe nadat ons bely het, ons behoort aan die Here. Dis dan wanneer ons begin lewe in hierdie hartseer en stryd en onmin en al hierdie dinge wat daarmee gepaard gaan. My oproep vanmôre, dat jy jou kruis sal opneem. Wat sê die Bybel vir ons? Daar in Kolossense 3. Dis waarmee ons begin het. Die Bybel sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Dis my oproep vanmôre vir jou, dat jy werklik sal ondersoek instel in jou lewe en kyk of dit wel is met jou siel. Dawid het hierdie gruwelike sonde van egbreek gepleeg, vriende, van hoerery, waar hy hierdie ander man se vrou, Uria se vrou, vir homself geneem het, en die Here het nie geslaap oor sy sonde nie. Miskien kan u sê, maar ek is daarom nie in daardie gruwelike sonde vasgevang nie. Dan wil ek jou vanmôre vra, hoe lyk dit met jou siel? Want u sien, as jy met sonde begin heel, sê die skrif vir ons, sonde baar sonde in eenvoudige terme. Jy kan nooit 'n enkele sonde in jou lewe akkommodeer en dink dit gaan nie 'n tweede en 'n derde en 'n vierde en 'n 10de sonde in jou lewe na vore bring nie. Miskien sit jy vanmôre met die sonde van egbreek. Miskien sit jy vanmôre met die sonde van hoerery. Miskien is daar bedrog en oneerlikheid in jou lewe. Miskien het geldgierigheid jou weggetrek van die Here. Miskien is jy besig met kwaadpratery, of is jy bemoeisiek en jy's so besig met ander se sake dat jy vergeet jy moet sterwe aan jouself sodat Christus in jou lewe gestalte kan kry. Los ander mense uit. Begin kyk na jou eie siel, want jy gaan eendag rekenskap gee vir jou eie siel voor God. Miskien is jy vanmôre haatdraand en glo my, ek moes met hierdie saak voor die Here geworstel het en die saak uitgemaak het. Mense wat jou blatant nakom, blatant van jou lieg, jou naam probeer swart smeer en daar kom so haat in jou binneste vir hulle. Los dit by die kruis. Jy het gesterwe sodat Christus nou sy lewe in jou kan lewe. Miskien is daar vanmôre onvergewingsgesindheid. Miskien is daar bitterheid. Miskien hou jy vas aan valse leringe. Ek het onlangs 'n boodskap van 'n persoon gekry wat vir my sê, ek weet my kerk het valse leringe en hulle leringe is misleidend, maar ek gaan hier bly. Miskien is jy een van daardie wat bely jy behoort aan die Here en jy weet in jou siel jy's besig met valse leringe, dan vra ek vir jou dat jy by die kruis sal uitkom en besef jy het gesterwe, nie om vir jouself te lewe nie, maar vir Christus. En hoe kan jy vir Christus lewe? As jy sy waarheid liefhet. Hieraan sal die wêreld weet dat jy my liefhet, as jy my gebooie bewaar. Miskien is daar vanmôre die sonde van nalat, van ernstige Bybel lees en gebed in jou lewe. Luister vriende, jy kan nie 5 minute in die oggend met die Here spandeer of in die aand en dink jy gaan geestelik staande bly en jy gaan hierdie volheidslewe lewe waar Christus se lewe gestalte in jou gaan kry nie. Dis nodig om die Bybel daagliks te lees, te bid. Ag, dis nie nodig vir ure nie, maar elke moontlike tyd wat jy kan kry om te bid. Lees die woord, luister na boodskappe, dink oor hierdie waarhede sodat Christus in jou gestalte kan kry. Miskien is jy vanmôre besig met 'n leuen. Jy lieg vir ander mense en jy weet dit. Dan wil ek vir jou vanmôre oproep. As jy met hierdie ongelukkigheid en neerslagtigheid sit, dan is dit omdat jy met leuns in jou lewe besig is. Miskien is jy ongehoorsaam aan jou ouers. Jy's miskien 'n jong kind en jy is morbied en jy sien geen sin in die lewe nie. Dan is dit miskien omdat jy jou ore nie wil oopmaak, omdat God vir jou sê, as jy aan hom behoort, dan moet jy jou ouers gehoorsaam wees in alles. Miskien is jy onvergenoegd, vriende, en dit bring skeiding tussen jou en God. Onvergenoegdheid, ontevrede met jou omstandighede, ontevrede met jou salaris, ontevrede met jou man of jou vrou, ontevrede met jou gemeente of wat ook al, dan wil ek jou vra om hierdie onvergenoegdheid by die voete van die Here Jesus neer te lê. Miskien is jy ondankbaar. Ondankbaar omdat dinge nie met jou gaan soos dit moet gaan nie. Jy het miskien nie die kar wat die ander een het of die huis wat die ander een het nie. Miskien is daar 'n rebellie in jou hart teenoor God, omdat hy dinge oor jou lewe toelaat wat jy nie van hou nie. En glo my, ons as predikers sukkel met dieselfde goed. Dikwels kom daar een na die ander ding oor ons pad en ons vra op 'n stadium vir die Here, maar wanneer gaan dit ophou en Here, is dit nie dalk genoeg al nie? En Here, wanneer kom daar 'n einde aan al hierdie stryd?
En dan kom herinner die Here jou aan, my kind, hierdie aardse lewe is 'n lewe waar jy aan jouself moet sterwe. Waar Gerard Bekes moet sterwe, sodat Christus in hom kan lewe. En daagliks, vriende, sien ek die sonde in my lewe. En daarom sê die Bybel, ons moet elke dag ons kruis opneem en die Here Jesus Christus volg. Dis die enigste lewe van ware geluk, van ware vrede. Dis die enigste lewe, vriende, wat ons meer as oorwinnaars kan maak. Spurgeon het gesê, remember that if you are a child of God, you will never be happy in sin. You are spoiled for the world, the flesh and the devil. When you were regenerated, die dag toe jy weergebore is, there was put into you a vital principle which can never be content to dwell in the dead world. Wat is my oproep vanmôre vir jou? Moenie die Here halfhartig probeer dien nie. Of alles, of niks. Of 'n volle oorgawe en vrede en blydskap ten spyte van die stryd wat jy beleef, of hierdie lewe van lamsakkigheid en sleepvoetigheid en traagmenieagtigheid wanneer dit kom by die dinge van die Here nie. En glo my, die tug van die Here sal oor jou lewe kom. En daarom wil ek jou vanmôre betyds waarsku en met liefde waarsku en oproep en vir u sê, ag vriende, daar is 'n liedjie wat sê vrede in die hart waar Jesus woon. Dis wanneer ons aan die Here Jesus behoort dat ons ware vrede en veiligheid beleef. Ek lees vir u net so 'n kort uittreksel uit Halleluja lied 288 om u af te sluit. Daar staan, neem my gevange Heer, dan is ek waarlik vry. Lê ek my aan u voete neer, dan wag oorwinning my. My lewe hou geen stand as ek alleen wil gaan. O steun my met u sterke hand, dan bly ek veilig staan. My wil is myne eers, wanneer u in my woon. Ek moet, om eens as vors te heers, vaarwel sê aan my kroon. U sal my ondersteun in al die aardse gewoel, wanneer ek aan u boesem leun, u nastreef as my doel. Ware vrede, ware blydskap vir jou siel, lê daarin wanneer jy sê, ek kry klaar met myself. Nou is dit Christus en Christus voortaan. Mag die Here vir my jou genade gee, vriende. Mag ons bietjie selfondersoek in ons lewens doen om te kyk of die rede vir ons neerslagtigheid nie miskien sonde is wat in ons lewens gekom het nie. En mag die Here genade gee dat jy vaarwel sê aan daardie sonde, dat jy jouself sal dissiplineer en hierdie pad van heiligmaking sal besef jy het gesterwe om nou voortaan vir Christus te lewe. Mag die Here u ryklik seën en opbou in die allerheiligste geloof en mag sy genade oor my en jou lewe groot en genoeg wees. Seën vir u, sterkte, mooi dagie verder, tada.